Goeiemôre en welkom by ons oordeenking op hierdie Vrydagoggend. Vanoggend lees ons saam uit Johannes hoofstuk 4 en dan weer uit Kolossense hoofstuk 1. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar: "Gee vir my water om te drink." Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink?" Jode meng immers nie met Samaritane nie. Jesus het haar geantwoord: "As jy die gawe van God geweet het en wie dit is wat jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom: "Meneer, u het nie eers 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en ook sy seuns en sy vee." Jesus het haar geantwoord: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek kom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek kom gee, sal in hom 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe." Die vrou sê vir hom: "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie." Kolossense 1 vers 15. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is. Alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja alles op hemel en in aarde, met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Geliefdes, weer eens fokus Paulus op die idee van volheid. In Christus het al die volheid van God 'n welbehaag gehad om te woon. Ja, God wou in Christus se volheid onder die mens wees. En jy en ek hoef nie na 'n ander te soek nie, of op 'n ander plek te gaan soek vir volheid nie. Want Christus is voldoende om ons alles te wees en alles in ons te wees. En dit is wat hy moet wees. Hy hoef nie deur enige iets of deur enige iemand anders aangevul te word nie, want God het bestem dat dit is wie hy is. Watter aardse vreugde of plesier jy en ek ook al dink ons kort kom. Watter aardse vreugde of plesier jy ook al dink daaraan vervul moet word, sê Paulus. Jy het net Christus nodig. Jy en ek hoef hom nie aan te vul en hoef nie iets by hom te voeg nie. Nee, jy en ek het net Christus nodig. En om hierdie punt nog verder te benadruk, bring Paulus ons by die kruis. En dit doen hy om die wonder van alle wonders uit te lig. Wat is daardie wonder? Dat die opperherder van die heelal nie net in staat is om alle goeie dinge en geestelike vervulling aan ons te gee nie, maar hy is ook bereid om dit te doen. Uit liefde wil hy dit doen. En dit is wat ons by die kruis ontdek, die uitnemende bereidwilligheid van die Seun
om jou alles te gun wat jy nodig het. Ja, die kruis openbaar aan ons die wonder dat hierdie Jesus beide ons koning en ons vriend is. Hy is nie net groot nie, maar hy is ook goed. Buitengewoon goed, selfs vir jou en my as sondaars. Kom ons dink vanoggend na oor Christus se volheid en soek God se genade, sodat ons alles in hom sal vind. Kom ons dank God dat ons in Christus sowel 'n koning as 'n vriend het. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle God en ons Hemelvader, Here, wanneer ons vanoggend stil word, dan kom dink ons aan die volheid van Christus. Here Jesus, U wat alles en almal volmaak, gee aan ons die genade om ons volheid in U te vind en U volheid raak te sien. Ja, dankie dat U vir ons sowel 'n koning as 'n vriend is. U het vir ons in die woord gesê dat U ons nie slawe noem nie, maar vriende. Seën ons daarom in ons verhouding met U, dat ons U volheid elke oomblik van elke dag sal beleef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons saam Psalm 47 en ons sing die eerste en die derde vers. Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam Efesiërs 2, 'n maandagoggend. Susanna herinner my elke Vrydag, maandagoggend Efesiërs 2 vers 11 tot 22 en dan ook Kolossense 1 en dan lees ons daar vanaf vers 21 tot 23. Efesiërs 2 vers 11 tot 22 en Kolossense 1 vers 21 tot 23. Sondagoggend gaan ons voort met ons reeks, die Makarios reeks, die saligsprekinge. En ons nooi elkeen om sondagoggend in te skakel by ons diens om 9 uur. 'n Geseënde naweek tot ons weer sien.